Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Marie, ek het nou voor ons gesprek gedink, daar's in Game of Thrones mos die karakter wat hulle Mother of Dragons noem. Ek dink ons kan met dieselfde agtergrond van jou praat as 'n mother of quadruplets. En ek dink menigte ma nie net die meerlinge ma's nie gaan hier luister om julle storie te hoor. So net gou 'n bietjie agtergrond vertel, kortliks voordat ons nou baie meer gaan gesels, maar van julle gesin. Ja. Ons het 'n dogter wat nou 17 is. Sy's graad 11, Zaria. Versot op perde. Ek dink sy's liewer vir perde as enigiets anders in die wêreld. En dan het ons 'n vierling wat nou die Saterdag, wat verby is die 25ste, het hulle 14 geraak. So dit is so bietjie tricky. Ons het net een seentjie en 4 dogtertjies. So ek Sure. moet almal kry hom baie jammer, but he's perfectly fine. Maar ja, dis ons. Letterlik 'n handvol. Ja, En dis eintlik ja. vir my lekker om te gesels met 'n ma van 'n meerling wat nou al bietjie ouer is. Jy weet, die pyjama drill en die tyd van doeke en bottels en alles is nou al meer as 'n dekade in jou verlede, maar ons Yes. gaan daaroor ook praat. Dankie Maar ek tog. dink ook van baie ma's kan half 'n blik op die toekoms gee, ma's met meerlinge Ja. dalk oor die pad wat voorlê. Maar kom ons gaan terug na toe jy uitgevind het jy het nou hierdie ouer dogtertjie en toe hoor jy seker jy's weer swanger en toe sit 'n vierling, het jy geweet? Vertel ons hoe dit gebeur. Glad nie. Ons het ja, ons wou graag 'n tweede enetjie gehad het. So Zaria was se 2 gewees. So ons wou 'n tweede enetjie gehad het en ek was verskriklik opgewonde. Ek onthou ek het teruggekom van werk af, ek het in die Kaap gewerk, teruggekom en ek het die hele dag net nie lekker gevoel nie en toe gedink kom ons vat 'n kans, by die winkel vinnig gestop en 'n test gekoop en Rian het 'n pel gehad hier binne en hulle was besig om te gesels en ek het die toets gedoen en ek kon net nie wag dat daai man so vinnig uit ons huis uitkom, laat ek vir Rian kan sê, it's like, this is happening. En dan vat dit mos nou 'n rukkie vir jou om 'n afspraak by jou ginekoloog te kry om dit te bevestig. So ek dink dit was so 2 weke nadat ons uitgevind ek is swanger, wat ons by die ginekoloog kon uitgekom het. En toe kom die skok. So dit was ja, so hy het nie net die 1 hartklopjie gekry nie, toe kry hy 3. So Hoe sê hy dit vir jou? Hoe breek hy die nuus? Sê hy hier's 4? Ja, hy het nee, ons het nie geweet daar's 4 nie. Ons het gedog is 3. Ja, vir lank. So hy kon net 3 hartkloppies kry. So ek het daar gelê en ek het gou-gou na die afspraak toe gegaan tussen werk en van daar af moes ek Pakketberg toe ry. Ek was so vir 5 minute het ek daar gesit in stilte. En ja, hy het vir sy ander pasiënte gesê om te wag en almal moet net alles gaan langer vat. Maar hy was ook my ginekoloog met my oudste een, so ons het 'n goeie verhouding gehad. En ek het vir Rian gebel terwyl ek nog daar was. Ja, dis daai van daai stilte op die telefoon wat niemand regtig iets wil sê nie, maar jy weet jy moet bly wees want daar's nie treatments gedoen nie. Verstaan? So ons het nie vir fertility treatments gegaan nie. En it's like seriously, hier's ons nou 3. En ek onthou ek het al die pad Pakketberg toe gegaan en gehuil want it's like how are we going to do this? Want jy voel onmiddellik. Ek dink as dit 2 of 3 of 4 is, onmiddellik dit is nie wat jy verwag het nie. En teruggekom en daai aand was dit toe nou rustiger. Ons het saam gesit en dit het so half 'n bietjie begin insink. Dit was nog nie maklik gewees nie, want onmiddellik dink jy aan voertuie en jy dink aan kamers en jy dink, verstaan jy omdat jy al klaar 1 het, dink ek as jy jou tweedes multiples is, het dit so bietjie die dinamika is 'n bietjie anders. Jy dink anders want jy weet van die kostes van 1 en onmiddellik dink 'n mens kostes. So ja, dit was die skok. Ons het eers uitgevind daar's 4 3 weke voordat hulle gebore is. Het hulle 'n 4de enetjie gekry. Ja, so die enetjie het weggekruip. So dit was ons het alles, die bedjies, die kotte was reg gewees vir 3 en ons het 3 karstoeltjies gehad en ons het alles was 3 en ja, toe kom die 4de enetjie as 'n surprise. Wat Ja. was jou 'n groot Very skok om uit te vind daar's 3 wat jy gedink het of om uit te vind daar's 'n 4de een?
nogal strange enough as ek nou dink die 4de ene. Want jy het nou klaar voorberei vir al hierdie goedes. So it's like jy het jou lewe nou set. Dit is jy weet wat jy gaan doen en alles. En nou kom jy nog enetjie. So daai was 'n groot skok geweest. Ja. Maar dit was nou maar Ek net soos wat hulle gegroei het. Hierdie enetjie was agteraan die enetjie geweest. So het so nou gegroei. Wat ja, mens kom vinnig oor dit. Mens pas vinnig aan. Ja. Dis wat soveel ma's my sê, jy weet ma's met verskillende situasies en verskillende uitdagings en natuurlik seëninge ook want dit is 'n seën hierdie kinders Dit van jou, is. maar sjoe. Ek dink ook mense moet kan eerlik wees en dis my goed as mense sê dat dis nie net van jy kry die nuus en jy's bly en dis net goeie nuus. Mens moet ook kan erken dat dis 'n skok en dit vat tyd om te verwerk en ek meen 'n groot deel van wat jy gedink het gaan wees verander tog dat Yes. mense ook Ja. eerlik oor dit kan wees, né? Weet wat nogals interessant was, is in jou eerste 2 maande by ons spesifiek is ek weet mense gaan praat oor wat 'n mens vir ander mense kan doen of wat 'n mens kan hulp aanbied en allester, maar ek dink jou reaksie teenoor mense wat swanger is met multiples, dit het 'n huge invloed op daai ma en dis maklik. Ek dink die mense besef wat hulle sê nie, waarvan jy gaan nooit weer 'n lewe hê nie. Jy gaan nooit weer iets in jou lewe kan koop nie en letterlik van so vinnig, hulle dink hulle bedoel dit as 'n joke, jou lewe is verby. En ek was nog nie 1 sekonde spyt gewees oor my kinders nie. Verstaan, so dit is ons gaan nie elke jaar op oorsee nie, maar ons gaan op vakansies en ons pas aan. Ons is 'n totale normale familie. Maar daai eerste reaksies wat mense sê jy's klaar emosioneel. Jy dink klaar aan al hierdie goed wat jy moet doen. Dit was nie jou verwagting nie en jou lyf is vol hormone en dit werk op jou huwelik, dit werk met jou ander kind. Ek dink vir mense om net te besef dat jou reaksie teenoor ander mense, jou eerste response, ja, dit bly by 'n mens. Dit ja. Maar interessant en dan dis dit anders ons nannies het vir ons gesê, "Oh, it's such a blessing. You are so blessed." En dan kan ek na my vriendin sê en dan sê iemand daar so en dan sê sy, "It is just such a blessing." So dit is die verskillende maniere hoe mense reageer teenoor jou nuus, want dit is net 'n blessing. Whether you're going to have 1, 2, 3 or 4 or 5, dit is net 'n blessing. Ja. En ons het 'n besluit geneem om dit so te sien en almal vir daai tyd uit ons lewens uit te skuif. Want ons het nie die negativiteit nodig nie. En dit was vir ons wonderlik. So ons het ons gesurround met mense wat saam met ons opgewonde is, wat saam planne maak en ja, dit het gehelp. Ja. Ja, en ek dink almal wat ook luister dat mense moet dink oor jou woorde en woorde het krag en het mag en wat jy oor ander spreek, nê? Dit kan so iemand se lewe verryk of waarde toevoeg of in iemand by wie daar reeds 'n bietjie twyfel is. Dit so ek is bly jy noem dit en dat ons almal ook dink hoe 'n ma ook al die nuus met jou deel of dit een kind is of wat ook al dat ons dit mag om mekaar hoop te gee of andersom. Ja, jy kan in jou kop self gaan dink, jene die arme vrou. So, just don't say it. Moet dit nie sê nie, wees opgewonde en bly. Ja. Ja, dis goed jy noem dit. En dit is vir my so ongelooflik dat dit 'n spontane vierling was. Het julle enigsins syfers by julle ginekoloog gekry? Wat is die kans van dit wat ek dink meeste meerlinge deesdae as gevolg van fertiliteitsbehandeling. Wat was die kans dat jy spontaan swanger word met 4? All from above. Ek moet sê daar's party daar wat ek gedink het die Here het regtig die adres verkeerd gekry want jy slaap net nooit nie. Dis kort tydjies wat ek so gedink het, maar dit is regtig waar absoluut net 'n seën van bo af. Dit is ek erken dit, die kinders sal dit vir julle sê, verskriklik geseënd. En ek sê dit nie nou net omdat ek met jou gesels nie, ander mense rondom ook. So ek kla nie oor my kinders nie. Ek gaan nie vir jou vertel as sekere goed moeilik is nie. Want as jy 1 of 2 kinders het, is daar ook daar wat vir jou moeilik is. Absoluut. Jy pas net aan. So my situasie is nie ander nie. Ek het net meer mense wat ek kan lief wees vir elke dag. So ja, dit is absoluut net 'n blessing vir ons en ons lewe dit deur ons kinders uit. So hulle weet dit.
Ja, en dat uitdagings soos jy sê is dalk anders, maar daar's weer ma's en ek gesels baie met Everybody's hulle op got die it. podcast, ma's met kinders met spesiale behoeftes wat dalk een kind het maar hulle eie Yes. uitdagings. Ja, Hoe dit ook al sy, ja, 'n kind met 'n fisieke of 'n intellektuele uitdaging of net emosioneel, ons almal absoluut. soos jy sê, het ons goeie en Yes. ons moeiliker dae. Maar ek dink nou ook, daai 4 babatjies in jou maag, ek dink enige swanger ma besef vir die absolute wonderwerk van lewe wat in jou groei, maar die wonder van jou lyf om 4 babas te kon gedra het. Hoe was jou swangerskap en wanneer is hulle gebore? Hoe dinge verloop destyds? Baie goeie swangerskap gehad, baie, baie goed. Ek dink ek was vir 'n week verskriklik naar gewees, maar net in die aand. Ek het nooit morning sickness gehad nie in die aand, maar 'n goeie swangerskap. Ek het soos iemand gelyk wat letterlik 'n beach ball ingesluk het. So ek het nie sideways gegroei nie. Maar ek het 'n verskriklike groot maag gehad. En dit het half dis sleg want jy weet nie, jy voel al hierdie bewegings want hulle beweeg saam. Dit is asof hulle was saam wakker gewees. So dis half asof jy 'n seekuitjie in jou in jou maag is, want dis dis oral. Ja, Dit was nogals interessant. Dis want daar is 8 handjies as jy daaraan dink, né? ja, dit is hulle begin later aan raak dit erger want omdat daar die spasie minder raak, dan dit was weird. Ek het die laaste 3 weke was my rug nogals 'n bietjie tricky geweest net as gevolg van hierdie um groot beach ball. En toe 3 weke voor die tyd, toe ons nou uitvind daar's 4, toe mag ek huis toe kom vir so 4 dae om my goed reg te kry en toe is ek op bedrest gesit by Panorama. Maar ek kan nou nie bedrest nie, so dit was ek het lekker geloop daar in die hospitaal. So dit was almal het vir my gevra as ek in die huisbak ingaan, is jy hier om te kraam? En toe was ek is ingeboek op 28 weke. Ek dink ek het soos 42 weke gelyk. Want ja, dis mos nou maar hierdie spasie. En toe as gevolg van die spasie en alles die oggend van die 25ste Oktober ek net weer vir my check-up gegaan by die hospitaal, maar ek was daar, maar dokter toe en toe het hulle my geboek vir 'n keisersnee die 5 uur die middag. So hulle wou vir my die oggend doen, so ek moes stoepstil gelê het van die oggend af tot die middag, maar die hele netjie moes gerearrange geword het. So Vir jou. want ewe skielik kom daar 4 babatjies in. So ja, dit was hektiek geweest en 4 pediaters moes gereël geword het, want elke babatjie kry as hulle uithaal dan elke babatjie kry sy eie. So ja, dit was nie lekker nie. Ek het gedog ek gaan vir nog 2 weke in die hospitaal lê, wat awesome is, dat hulle kan groei. Toe ek dink daar was 28 mense in die teater gewees. Ja, dis huge. Dis nogals 'n huge ding. Maar hulle is toe 30 weke. So obviously, ja, so ons het awesome profs gehad van Tygerberg. Prof Alexander en prof Smit was daar gewees. En dan ja, so jy lê in hierdie teater, Rian mag nie by gewees het nie. Dis te traumaties. So toe gelê daarso, dis terrible want jy lê op hierdie almal kyk vir jou en almal staan en wag. En toe drop my heart rate en toe moet hulle my tilt. Maar toe moet hulle nog mense kry want die gewig lê op jou longe. Obviously as jy mos nou op jou rug lê. Yes. Toe moet hulle gaan straps haal. Dis ek getilt en mense moet my vashou. So alles het verskriklik vinnig gebeur. Dit is ja, so ek het 2 van die babatjies gesien toe hulle uitgekom het, maar dit is maar ek dink as ek voor die tyd geweet het sou ek met iemand gepraat het om my voor te berei daarop. Maar niemand dink daaraan dat jou kind op 30 weke gaan gebore word nie. So dis half tricky. Mens wil nie regtig gaan lees daaroor nie, want dan gaan jy bang raak. Maar as dit ook gebeur, dan weet jy nie. So ja, dit was die storie. Ek het hulle die volgende oggend eers weer gesien. Dit is 'n hele nag wat hulle gesukkel het met hulle. En ek is toe oorgejaag hoësorg toe, alles is uitgesorteer. Maar ja, dit is nie 'n
Ek dink nie vir enige ma wat of jy nou emergency keisersnee gaan doen op 36, 37 weke, Ja. daai hele ding, dit vat maar aan 'n mens. Dit Mhm. is nie 'n lekker ondervinding nie. Maar weer eens hoe die staf die volgende dag of die personeel van die hospitaal jou hanteer die volgende dag, dink ek is nogals ja, dis belangrik. Ons is baie geseënd met Panorama. Kyk, hulle is awesome. Ek praat nou nie maar hulle is regtig die personeel daar. Ons kry nou nog verjaarsdag boodskappe vir die kinders. So that is ja, dit was goed geweest om daar te wees. Ja. Ek praat nou baie. Nee, asseblief, ek wil alles weet. Ek het soveel vrae. En hoe lank was hulle in die hospitaal? Hulle was, kyk, 3 van hulle, so die kleinste enetjie was 900 gram gewees Sjoe. en toe 1.1, 1.2, 1.3 kilogram. Mhm. My seentjie, Lauan en Anke, hulle was die 2 grootetjies gewees. Se longe wou net nie werk nie. So hulle was 'n paar keer wat hulle emergency snye ingekry het met pype. Seentjie was verskriklik siek gewees. That wasn't nice. En all of a sudden dan raak hulle net beter. So 3 van hulle was vir 2 maande daar binne en enetjie het 'n week langer gebly. Die kleintjie het so 'n week langer gebly, maar dit was net haar gewig. Dit was nie as gevolg van probleme nie. Maar ja, dit was 'n interessante journey geweest die hospitaal, want jy het enetjie by die huis ook. Maar jy moet by die hospitaal wees, maar jy het enetjie by die huis wat net 3 jaar oud is. So dit was 'n tricky tyd geweest daai. Maar ek dink dit is soos mense wat kraam. Ek het nou nie ongelukkig nou nie gekraam nie. Jy vergeet die sleg. Jy vergeet die seer, jy vergeet die sleg, jy vergeet die 8 ure se pyn en dit is ja, seer is 'n manier om te sê jy gaan hier deurkom. As 'n mens net vir mense kan sê, jy gaan dit vergeet. Onthou ek dat ek 'n emosionele tyd daar gehad het, absoluut. Dis tricky. Maar dit gaan verbygaan. Jy gaan vergeet daarvan en ek gaan vir jou die mooi kan vertel. So ja, het ek min geslaap, baie min geslaap. Maar ek gaan nou vir jou eerder van die mooi kan vertel as wat ek vir jou gaan vertel van 30 minute op 'n slag was baie geweest, verstaan? So, en dis 'n ding wat enige ma gaan moet onthou van of dit 'n tweede of 'n derde kind is. Die sleg en die moeilik gaan jy vergeet. Dit is nou maar een van daai dinge. Anders dan gaan jy nooit weer 'n kind kry nie. Party mense kraam 3, 4 keer. Dit is vir my amazing dat jy dit kan doen. Want jy vergeet die pyn. Jy onthou die mooi. En ek dink dit is Ja. van die Here se manier om vir ons ja, dit werk. Dit is nou net Ja. wat ek ook wou sê, ons is so geskape sodat ons dit weer kan Ja, doen en weer eens dan die krag van 'n yes. ma en die krag van 'n vrou. Kom ons praat bietjie oor daai eerste jaar ook. Soos jy sê, dis belangrik om te onthou jy het nog 'n ouer dogtertjie by die huis gehad, want ek Ja. dink vir soveel ma's, soos jy sê, al kry jy net 'n tweede kind, daai aanpassing en dat daai gevoel van jy wil nie jou ouer kind laat voel hulle word nou vergeet nie. So ek kan dink vir jou was dit ook 'n uitdaging, maar wat onthou jy want soos jy sê, soveel dinge gaan vergeete, dis seker die baie min slaap om 4 babas se doeke te ruil en feeding skedules en alles, maar kan jy onthou was daar dinge wat vir jou gewerk het? Iets wat jy gedink het, okay, hierdie maak dit bietjie makliker. Praat 'n bietjie oor die eerste jaar en hoe onthou jy dit of wat het jy uitgeblokkeer? Ek dink nie al die ma's gaan daarvan hou nie, want dit gaan kwaai klink, maar dit is wat vir ons gewerk, dit het gehelp. So Dis daai jou waarheid. tyd wat ons nee, dit is ja, die tyd toe hulle in die hospitaal was, daai 2 maande, is jy op 'n verskriklike rigid skedule. Daar's sekere tye wat hulle drink, daar's sekere tye wat hulle skoongemaak word. Alles is sekere tye. So ek mag net sekere tye gaan kuier het. Jy mag net in die oggend vir 'n rukkie kuier, jy mag net vir die aand 'n rukkie kuier. Ja, dis nie soos op die TV wat die ma's heeltyd daar sit. Jy het sekere tye. Daar's stiller tye. Ja, daar's stil tye in die nikkie waar die ligte gedim word en almal praat saggies. Want dit is nou stiltyd. En ek het daai gevat van die hospitaal en ek het dit huis toe gebring. Ek het presies aangehou met daai skedule, presies aangehou met die dissipline, exactly like it was daarso.
en dit het vir ons gewerk. Tot vandag toe doen ons dit. Ek dink as ek dit nie gedoen het nie, sou my tyd met Zaria bietjie trickier gewees het, want hulle moes in die middag moes hulle stilte tyd gehad het, hulle het geslaap. Dit is my tyd gewees met Zaria. Hulle is altyd 8:00 in die aand bed toe. Ek het glad nie babatjies gehad wat na 8 of 9 of 10 op en dan sê ek net, maar dit is eerstens moes ek en Rian ook tyd gehad het vir mekaar en ek moet tyd vir my ander kind ook hê. So ja, ek dis baie moeilik dink veral as jy multiples het om jy moet daai jou man se tyd gee. En jy moet aan jou ander kind tyd ook gee. Hulle was eerste daar gewees, die ander moet aanpas. So hulle hoef nie aan te pas by die babatjies nie, die babatjies moet aanpas by jou roetine. So tot vandag toe, my kinders gaan slaap vroeg. Ons eet 6:00 in die aande, ons hou dit so, want so die struktuur werk vir ons, maar hulle sal nie rebelleer daarteen nie, want dis wat hulle ken. So, en ja, dit is wat my sein gehou het. So die babatjies wat almal aan een huil, ek het nou die dag deur my foto's en goed gegaan en te kry ek 'n videoetjie wat hulle in die sitkamer lê op hulle daai kussings en almal huil. Maar ek is besig. Nee, maar ek is besig om die een se doek om te ruil. En dit is daai van, you know what, you're gonna be okay. Ek is daar. Hulle wil net almal op een slag aandag gee. Ek kan jou almal op een slag aandag gee nie. So ek het gesels en ek het gesmile en ek het die een se doek rustig klaar gemaak and then you move on to the other one. Babatjies gaan nie dood van huil nie. Dit is ek dink hulle moet jou stem hoor, hulle moet weet jy's daar and then they need to wait for you. So ja, ek is nie so kwaai nie. Dit is net ons moes in 'n roetine gebly het om dit te laat werk. En dit werk tot vandag toe. Ja. Maar dis soos jy ook sê, ek dink nie kwaai in roetine, soos jy sê, jy kan streng wees en liefdevol wees en dissipline en roetine en soveel gesprekke wat ek ook al gehad het op die podcast met kenners oor dissipline sê roetine is so belangrik vir kinders. Jy gaan hulle geensins onreg aandoen. Jy kan soveel dink vir julle as gesin was 'n lifesaver. Presies om daai veilige grense en 'n gevoel van veiligheid te skep. En ook vriendin het ook vir my gesê toe sy een keer so heeltemal, sy het net een babatjie, maar sy het gesukkel en die babatjie huil en huil toe te vriendin ook vir gesê, that's what babies do, they cry, en dit het vir soveel vrede gegee. That's how they communicate. Dis wat hulle doen, ja. So, as jou 4 gehuil, dan was dit ook maar net wat hulle moes gedoen het. Maar as jou doek nat is, then I will get there. Dit gaan nie, ons het een etjie gehad, wat so op 6 maande, Jana, het besluit sy wil nie meer slaap hê. En ja, so sy het geskree. Kyk, ons het hierdie gang op en af in die aand geloop. Dit was iets verskriklik. Dit het seker so vir 4, 5 aande, maar dit is regtig net, dit was al persoonlikheidjie wat begin uitkom het, daar was niks fout nie. En toe het ons self die sleep training gedoen. En toe was dit ook verby. So, ons het probeer om die struktuur en die dissipline en alles te hou, sodat dit vir ons ook werk, en dat you can stay sane. Want anders dit raak 'n bietjie hektiek. Al het jy enetjie wat net slaap het. Dit is, jy raak verby moeg. En dan is jy geïrriteerd met almal rondom jou, which is unfair. Elke ma weet, jy's nie jou beste self as jy nie slaap nie. Nee, die persoonlikheid wat uitkom, en dit is wat ek ook wil praat, hierdie volgende fase, dan word dit seker bietjie minder fisies en roetines en dinge, en bietjie meer, nou raak dit emosionele uitdagings in hulle persoonlikhede, soos toe hulle nou kleuters en peters en kinders word. Hoe het jy daai skuif gemaak? En weer eens, ons moet ook praat dat jy het ook 'n ouer dogter, dat sy nie verlore raak, seker in hierdie geval van ek en die vierling, en ek het ook al gelees, jy sê, hulle hou nie daarvan om by die vierling genoem te word nie. Glad nie. Ons het probeer van die begin af, ons het gesê, ons gaan hulle nooit dieselfde aantrek hê. En dit is 'n personal preference, tweelinge wat selfde aantrek, hulle like very cute. Maar ons het van die begin af gesê, elkeen het hulle eie persoonlikheid. Ons gaan hulle probeer groot maak met hulle persoonlikheid. En is amazing van dit, voordat hulle nog 1 is, as jy kyk na hulle eerste verjaarsdag, die foto's, elkeen van die klere wat hulle daai tyd gehou het, klere, tot vandag toe is dit hulle spesifieke klere. Regtig, sure. Dit is die weirdste, so ons het,
ja, almal het verskillende style, die persoonlikhede is totaal verskillend. Selfs Zaria, my oudste ene. Wat wel gebeur het in ons opset, omdat ek so besig was met die 4, onthou ek was vir 6 weke van die huis af weg gewees. En in daai tyd het Zaria by Rian gebly. En so hulle band is tot vandag toe very, very close. En ek dink dit is spesifiek in daai tydjie. Hulle het naweke kom kuier in die Kaap, maar ek dink is nog steeds daai gevoel van in 'n tyd wat want 3 jaar is baie belangrike tyd wat jy jouself ontdek. So, tot vandag toe het hulle baie, baie close relationship, which is for my perfectly fine. So dit is nie, daar's nie 'n jaloesie of iets betrokke nie, maar ek dink dit het baie te doen met daai tyd. Dan hoe die persoonlikhede is, weet wat verskil met die moegheid? Jy moet nou switch, want jy praat met een persoon nou, en dan emosioneel moet jy net so kan oorswitch, want die ander een moet jy anders hanteer. So jy werk in jou kop, dit is 'n bietjie tiring in die dag, want elkeen kom na dit toe, hulle het heeltemal verskillende vriendegroepe, verskillende belangstellings, almal doen sport, en so maar nou praat jy met die enetjie, en dan kom die ander enetjie, en onmiddellik met jou, in jou kop moet jy switch van hoe jy dit gaan hanteer, want hulle moet verskillend gehanteer word ook, omdat hulle persoonlikhede so verskil. So ek het enetjie wat baie sensitief is, ander een wat glad nie, sy's happy-go-lucky, glad nie sensitief, die vat alles ter, en dan het ek enetjie wat stil is, en baie diep dink, en goed baie persoonlik kan opneem. So daai switches wat jy in jou kop moet maak nou, in die dag, ja, dit vat nogal 'n bietjie, ek kla nie, maar mens moet onthou dat jy nie vir almal dieselfde ding kan sê meer nie. En wat hierdie een het 'n probleem met 'n vriendin wat die ander een net sal sê, maar jy's stupid, hoekom worry jy daaroor? Maar vir haar is dit belangrik. So jy moet nou gaan rustig raak en dit hanteer. Maar dis goed, mens leer vreeslik baie van jouself in die proses, maar dit is waar die tiring en die emosies en die verskil nou inkom. Wat ek wel wil sê, almal dink, omdat jy 'n tweeling of wat 'n multiples is, gaan julle best buddies wees. En dit is nie. En ons hanteer dit ook nie so nie. Ek weet baie tweelinge is beste vriende. Ek dink dan is jou persoonlikheid seker baie dieselfde, maar ons kinders se persoonlikhede is so uiteenlopend. Kom hulle goed oor die weg? Meeste van die tyd. But they're not best friends. Elkeen het sy eie vriendekring. Maar ja, ek dink daai is net, mense sê, maar hulle het mos heeltyd maatjies. Maar dit is nie soos wat, veral nou, dit is nie soos wat dit werk nie. Totdat hulle 6, 7 is, dan is hulle maatjies. En dan soos wat hulle ontwikkel en hulle eie belangstellings kry en goede, moet 'n mens spasie gee van julle hoef nie heeltyd oor die weg te kom met mekaar nie. Want julle persoonlikhede verskil so, but you're in each other's space. So, ons is blessed hierso, want almal het hulle eie kamers. So, as dit te veel raak, dan kan hulle almal na hulle eie spasie toe gaan. Dit sou baie tricky gewees het as ons dit nie gehad het nie. Maar ja, dit is 'n fout en dis 'n comment wat soveel maak, maar julle is mos 'n vierling. Julle kom ons goed oor die weg. Dit is nie. Hulle help nie eers mekaar met skoolwerkie. So, want dis jou verantwoordelikheid. You need to do that. So dis lekker goed om te manage. Ons manage maar net 'n bietjie meer as iemand wat weet. Daai mense moet dit ook manage. Ja. En ek dink wonderlik dat hulle, soos jy sê, hulle eie vriendegroep het, want dit beteken hulle identiteit is gevestig in hulle self. Yes. Hulle is onafhanklik van die ander 3. So duidelik goed gedoen. En ek dink jou emosionele intelligensie moet uitstekend wees na al die tyd om so te switch tussen hulle. Ek dink tog nog leer meer as 'n gewone persoon om dit te manage. Ek dink jy het seker daai vaardighede aangeleer wat mens speel maar baie. Ja, daar's baie oomblikke wat jy na die tyd sal sê, okay, dit is nie die beste manier waarop ek nou opgetree het nie. En iemand het nou die dag so waarding gesê, te sê, onthou, dit is my eerste keer op wat ek 'n 17-jarige het.
Mhm. En almal verwag dat 'n ma altyd moet optree, dat jy weet presies wat om te doen en jy weet hoe om die situasie te hanteer of jy weet hoe om te reageer. Maar as jou oudste 5-jarige is dit ook die eerste keer wat jy 'n 5-jarige se ma is. So ja, ek het nou eendag die naweek met die kinders het ek vir hulle gesê, onthou dis ook die eerste keer wat ek 4 het wat 14 is. Ek verstaan. Mhm. Daar's goed wat jy vir jouself op moet sê, dit is okay. Ons maak foute, ons reageer nie altyd reg nie. Maar dan leer jy van dit. So it's not all just good. Daar is oomblikke wat ek net buite wil gaan staan en just a breather hê. Um, maar ja, as jou kinders ook weet dat dit is okay dat ma verkeerd is baie keer, dan ja, then it's good. Maar presies dit wat jy sê nou daar vir my is emosionele intelligensie nie om alles reg te doen of nie foute te maak nie. Ja. Dis om te kan sê ek het nou verkeerd opgetree of ek is ook besig om te leer en dit vir jou kind te kan Yes. sê jy gaan nou Ja. presies wat Lisanne Du Plessis in 'n vorige episode gesê het soos mamma leer ook en so jy het nou genoem van 'n Yes. 5-jarige. Ek het ook die eerste keer 'n 5-jarige genoem om dit vir hulle te kan sê Ja. en ook kommunikasiekanale. Dit is regtig Ja. wonderlik. Maar ek wil so 'n bietjie oor jou ook gesels. Ek kan dink was daar 'n tyd dat jy gevoel het jy as persoon raak verlore in net sorg vir hierdie 5 klein mensies? Hoe het jy jou eie Baie identiteit gesond gehou en weer op natuurlik soos hulle ouer word hopelik bietjie makliker. So hoe het jy seker gemaak jy's hierdie proses okay en dat daar nog van jou oor is om vir hulle almal te sorg? Ek het teruggegee. Ek dink dit klink dit gaan vir ander mense weird klink. Ek het teruggegee. So die babatjies was seker die 4 was seker so 4, 5 maande. En toe het ek betrokke geraak. 2 van die professors wat by die bevalling was by Tygerberg Hospitaal. En ek het by Tygerberg begin betrokke raak by die prem eenheid en toe oorgegaan Groote Skuur toe na die prem eenheid en ek het 'n non-profit gestig vir prem babatjies. Dit was alles voordat hulle 1 was. En ek het KMC wraps gemaak en ons het 'n groot Belambi projek gedoen saam met World Vision en dit het my sein gehou. Ek persoonlik dink ek is 'n beter ma as ek werk. Ek moet gestimuleer word. Ek kan nie net doeke ruil nie. Ek kan nie. Ek moet werk. Ek moet gestimuleer word. So ja, ek het teruggegee en elke liewe keer as ek hospitaal toe gegaan het en daar betrokke was, dan het ek refreshed teruggekom. Want om te sien waarmee ander ma's struggle. So ek kan struggle met min slaap, maar my kinders, ons het 'n stoorkamer vol doeke gehad wat baie mense vir ons geskenk het. So dis nie dat ons dit alles gekoop het nie. Ons het iemand uit die Parel gehad. Ek kon obviously nie genoeg borsvoed nie. En 'n spesiale melk wat hulle moes gedrink het. Ek het net 'n oproep gekry en gesê maar ons gaan vir julle 'n jaar se supply gee verniet. Dit en doeke. So as iemand dit kan doen, het ons het gesê but then we need to give something back as well. En dit het my sein gehou. Dit het vir my gemaak om nie net te fokus op my kinders nie. En ek het gegroei daarmee. Dit was awesome geweest. Maar so die Kaap is mos nou nie ver nie. Is 2 ure van ons af. So ons het 'n span mense hierso aangestel. Ek het masjiene by Kido gekry wat betrokke geraak het by die prem. So ek het nie gekoop nie. Ons het materiaal van Kido gekry en ons het KMC wraps gemaak want die ma sit in die hospitale en hulle moet heeltyd kangaroo. En ja, dit was wat vir my deur alles gekry het. En soos hulle ouer word en jy kan sê as jy hieroor wil praat as jy nie wil nie, hoef jy nie. Maar julle toe nou jy en jou man het geskei. So julle is 2 huishoudings. Hoe het julle dit ook bestuur en om dit te navigate en dat die kinders in 2 verskillende huise groot word? Hoe maak julle met dit? Die kinders bly by my en Rian bly 15 minute van hier af weg. So my seentjie speel op die oomblik golf. En vanaand slaap hy daarso. Verstaan, so hy was die naweek het hy 'n skietkompetisie gehad, so hulle was heeltyd saam. Ons het van die begin af gesê die spasie is by my. Ek is 'n bietjie meer structured. So, maar ek sal hulle nooit weerhou van hulle pa nie.
Ek sal dit nooit doen nie. Die verhouding is net heeltemal te belangrik. Jy maak laat dit werk. Ek dink dit is soos wat jy dit hanteer, is hoe die kinders dit gaan project. So, ek praat nooit ooit negatief teenoor hulle pa voor my kinders nie. So ons kan oor goed, ek kan voel dat ek glad nie saamstem nie, of ek kan voel dat die stoom by my ore wil uitkom, maar ek sal nooit ooit 'n slegte woord sê oor hulle pa, voor hulle nie. Nooit nie. En dis 'n besluit wat ek al geneem het, nog voordat net toe ons begin het met die hele separation. So, en ek dink die kinders sien dit, en dit help vir hulle, want ek maak seker, en hy ook, verstaan, ons praat, ek dink ons het vandag 3 keer oor die telefoon gepraat, want is eksamentyd en reëlings, en so hulle kan sien die kommunikasie is daar. Dit het net nie gewerk met ons by mekaar nie. Ek gaan nie vir jou kan sê dit sou anders gewees het as daar nie 4 kinders was nie. Ek kan nie. Ek weet mense het dit al vir my gevra. Dit is rarig net, ons kom goed oor die weg, dit is rarig maar net iets wat uit mekaar uitgegaan het, en ons probeer die beste daarvan maak wat ons kan. As dit skoolkonsert is, of as dit sport is, dan staan ons langs mekaar en cheer. Verstaan, so dit is, die kinders moet weet, daar's 'n ma en 'n pa, en albei is baie lief vir hulle. En ons probeer dit so hou. Dankie, dit ook weer van vorige episodes wat ek ook oor die onderwerp gedoen het, en jy spreek wat die sielkundiges ook gesê het, en om die belange van die kinders eerste te stel. So dankie vir dit. Ek kan ook waardevolle raad dalk vir ouers in 'n soortgelyke bootjie. Ek dink ons wil partykeer support hê. So as jy 'n uitbarsting gaan hê teenoor iemand anders, of jy wil hê die persoon moet saamstem met jou uitbarsting, of jy wil hê die persoon moet vir jou sê sies tog. Verstaan? So ek praat nou nie van 'n beste vriendin wat jy net deel en jy wil niks terug hoor nie. Maar as ek so gaan praat teenoor my kinders in 'n uitbarsting oor die pa, wat verwag ek dan nou terug? Moet hulle vir my sê ma's eintlik reg, of moet hulle vir my sê ek skryf vir my jammer? Dis nie emosioneel vir hulle. Hulle is nie daar nie, dis nie hulle verantwoordelikheid nie. En ek hoop jy het nog raad dalk vir ouers van meerlinge. Ek weet 'n klomp van hulle hier luister. Soveel foute in jou vader. Foute is ook raad, dalk wat jy geleer het, maar dalk 'n ma wat aan die begin van haar pad staan, of sy swanger en sy weet nou sy het 'n tweeling, of haar drieling is 6 maande oud en een wil nie slaap nie. Enige iets wat jy dink jy dalk net vir daai mamma kan sê, dis so 'n blik in die toekoms in waar jy nou staan met tieners, en daai klein tyd daar lê agter jou. Wat is van die lekker dinge wat vir hulle voor lê met leerlinge? Dit gaan regtig nie vir jou so voel nie, maar jy moet seriously spesiaal wees dat jy 'n tweeling kry, of multiples kry. En ek is ernstig daarvoor. Ek het sterker geraak hierdeur. Ek love wie ek geraak het in die proses. Ek weet nie of ek dit sou gehad het met iemand anders nie. Jy weet wat jy's in staat deur soveel wat jy nooit sou kon gedink het toe jy net jou eerste ene gehad het nie. So as jy enigstens swanger is met multiples, is jy's like super special. En daar is meer goeie tye as slegte tye. En maak nie saak wat jy in die lewe gaan doen nie, jou attitude moet wees, jy gaan fokus op die goeie tye. Maar niks gaan jy net goeie tye hê nie. Daar moet sleg ook wees, en dan gaan die goeie tye lekkerder raak. Want jy gaan besef, maar dit was gister actually 'n slegte dag gewees. Vandag is net normaal, maar dis 'n awesome lekker dag. Dit raak beter. Jy gaan kinders hê wat glad nie van dieselfde kos hou nie. En dan gaan jy sê, okay, maar dan eet jy maar peanut butter broodjie vir aandete, want ek gaan nie vir almal kos maak nie, want jy hoef nie. Jy hoef nie. En dit is okay om by Pick n Pay plakkies te gaan koop. Jy hoef nie by Cape Union Mart plakkies te gaan koop nie, want ek beloof vir jou, hulle begin eers agterkom, graad 7, graad 8, dat daar 'n verskil is. It is what you make of it. Ons love dit, ons joke oor die mense wat alles net wil brand sê, en obviously kan ek nie heeltyd by Cape Union Mart gaan koop nie, maar dit is okay, want jou kind het net liefde nodig.
ons wil al hierdie goede hê en die boeke lees en alles en actually al wat jou kind nodig het is liefde. That's all. So nou gaan jy meer kry en jy het net soveel meer liefde om uit te gee. That's all. Marie, jy het gesê ma's van multiples is spesiale ma's. Ek glo dit natuurlik Yes. self ook, maar jou eie ma moes ook 'n spesiale ma gewees het om jou te gehad het. Vertel ons van jou ma en wat het jy by haar Sure. geleer? Is jy nog gelukkig genoeg om jou Sure. ma te hê? Ja, baie, baie. My ma het so vir 2 weke voordat die kinders gebore is, het sy gekom, hulle bly in die Oos-Kaap gebly en sy het by Zaria kom bly, saam met Rian, want Rian het gewerk in die dag. En toe die 4 gebore is, het sy vir 'n maand lank by my gebly om te help met Zaria en shame, ek moes toe nog melk geëxpress het. So dan dit vat 'n uur en dan moet jy 'n uur melk gee, maar jy moet elke 3 ure melk gee. So dan moet jy nou tussenin slaap en goeie. So sy was 'n absolute nee, sy was net 'n engel gewees. So die verhouding met haar en die kinders is tot vandag toe. Ons het net nou gepraat van wanneer kan ons Jeffries toe gaan hierdie vakansie, want hulle wil na ouma toe gaan. So wat het my ma daai wat jou kind het net liefde nodig is wat my ma vir my geleer het. En jy's nooit laat nie. Jy's nooit laat nie. Jy mag nooit laat wees nie. Want as jy laat is, dan sê jy vir die ander persoon jy's belangriker as hy, want hy moet vir jou wag. So my kinders weet ook al van kleintyd af, jy is nooit laat nie. En dit maak nogal 'n impression op mense met wie jy te doen het, want hulle weet, ja, jy's nooit laat nie. Respek vir ander se tyd. Dis pragtig. Dankie. Is daar nog enige iets wat jy graag wil byvoeg wat jy nie het nie of wat jy wil deel, enige laaste woorde? My middelste suster het gesê toe ons nou net uitgekom het met die dat ons swanger is en soveel kinders en alles het sy gesê dit gaan nou swaar wees. Maar dink net hoe lekker gaan Kersfees eendag wees as almal vir jou kom kuier. En ek kan dit nou sien met my ma, my pa's nou eendag oorlede, maar die opgewondenheid van my ma dat die kinders gaan Kersfees na kom. En is nie net een kind wat kom nie. Ons gaan 6 wees wat kom. Dit is en ek sien uit daarna vir eendag wat ons Kersfees gaan hê en almal gaan kom. Want dan gaan almal oor die weg kom. So verstaan wat is hulle ouer raak, dan gaan almal oor die weg kom. Maar ek probeer regtig vir haar. Daar's baie aande wat jy voel jy wil huil en jy's moedeloos en vandag is net vandag. So ek doen my huil en ek doen dit en môre is jy regtig weer okay. So ek probeer my kop altyd kry op die moeilike dae en die moeilike tye, want dit gaan verby. Ek kan net nie in 'n gat gaan sit nie. Ek skryf, my terapie skryf. Dit het baie gehelp. Dit help vir my baie. Maar today's a bad day, but it doesn't mean tomorrow's also going to be a bad day. So jy moet seker maak dat jy vandag hierdie goed agter mekaar sit of gaan bære and then you deal with it tomorrow. Of dan môre smaal net weer. Maar elke dag is nie 'n maklike dag nie. Ja. Maar elke dag is 'n geseënde dag.